begin die diens in die naam van die Here. Here, ons kyk vanoggend op na U as ons God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ons God wat 'n woord spreek en dinge gebeur net. Ons God wat sê dat U 'n goeie werk in ons begin het en U sal getrou bly om dit te voltooi tot op die dag dat Jesus kom. En daarom kom ons vanoggend ook as U kinders om aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte te bring, want Here, U is dit waardig. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons is besig met die reeks saam met God die toekoms in, en vanoggend se tema is God is my verwagting, want hy doen meer as wat ons kan bid of dink. God is my verwagting, want hy kan meer doen as wat ons bid of dink. En ons gaan saam lees uit Efesiërs hoofstuk 3. Ons gaan net die Efesiërs gedeelte vanoggend lees. Efesiërs hoofstuk 3, en ons gaan die vers 20 is ons teksvers. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook iets kon belewe vanoggend, dat U vir ons tot die dood toe lief het. Dat die mense soos ons lief het, en dat ons weet dat ons hoop is op U gefestig, om ons deur hierdie lewe te dra, maar nog meer dat U vir ons ook die hemel sal indra. En daarom wil ons volgende bid en vra dat U ons sal verlos van die bose, dat U ons sal beskerm teen sy aanslag, ook volgende hier in die gemeente, hier in die erediens, maar dat U ons opnuut weer sal vul met U Gees, sodat ons vol van U ook die lewe kan lewe wat U bedoel het dat ons moet lewe. Here, help ons om ons oë gefestig te hou op Jesus, maar bovenal help ons om in sy voetspore te volg. Want ons bid dit in naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Efesiërs 3 vanaf vers 14 is die gebed vir Paulus vir die gemeente. Hy sê vanaf vers 14: Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, ons weet mos almal wat dit beteken om te wag. Ek weet nie wat is jou herinneringe van wag nie, maar miskien as jy so teruggaan in jou verlede, jy onthou daardie tyd wat jy dalk 'n meisie gevra het, of jy verskriklik verlief was, sal jy met my trou? En sy sê, ek sal daaroor dink en ek sal jou môre sê. Hoe lank daardie ure is tot daardie môre. Of tot wanneer 'n baba gebore moet word. Eers het jy in maande afgetel wanneer die kleintjie gebore gaan word, en dan word dit dae, en dan word dit ure, en dan word dit minute. En jy kan nie wag vir daardie oomblik dat die kleintjie gebore gaan word nie. 9 maande lank se gewag. Of as jy moet wag vir die eksamenuitslae. Jy het klaar geskrywe en nou kom die uitslae eers in Januarie, en ek moet al die tyd wag en wonder wat die uitslae gaan wees.
of toe jy dalk jou CV ingestuur het vir 'n werk en nou wag jy vir 'n e-pos om terug te kom. Jy kyk elke dag op jou inbox, kom daar 'n antwoord terug. Of dan wanneer jy by die dokter was en jy het gegaan vir toetse en jy wag vir daardie toetse om terug te kom van die laboratorium af en jy wonder. Want hierdie afwagting gaan dikwels gepaard met aan die een kant opwinding, né? Aan die ander kant soms met 'n knop op jou maag of dalk vrees. Dit gaan gepaard met onsekerheid omdat jy nie weet wat die antwoord of die uitkoms gaan wees nie. So, vanoggend kyk ons eerstens oor wat is jou verwagting? As ons praat oor verwagting, wat word bedoel met verwagting? Verwagting verwys na die gevoel, die houding of oortuiging dat iets gaan gebeur. Of dit nou positief of negatief is, dat daar iets betekenisvol in die toekoms gaan gebeur. Of as ons dalk dit meer volledig wil stel, dit is daardie innerlike gesteldheid waarmee 'n mens na die toekoms kyk. En hierdie gesteldheid, hierdie innerlike gesteldheid berus gewoonlik op jou vorige ervarings wat jy al gehad het, op die hoop wat jy koester, op die vertroue wat jy dalk in iemand het, of beloftes wat aan jou gemaak is, en dit bepaal hoe jy op die ouen na die toekoms kyk. Met verwagting gaan dit nie net oor die feit dat ons wag nie, maar dit gaan ook oor hoe ons wag en waarop ons wag. Nie net dat ons wag nie, maar hoe ons wag en waarop ons wag. Vir ons as gelowiges beteken verwagting 'n lewende, hoopvolle verwagting op God. Hierdie verwagting is gegrond op God se karakter, op sy beloftes en op sy almag waarop ons hoop vestig, waardeur ons met volharding uitsien na God se ingrype. Dat ons met verwagting kyk, hoe gaan God hierdie situasie hanteer, selfs dat ons met volharding bly hoop wanneer dit lyk asof die omstandighede in die situasie nie dit bevestig dat God besig is om ons toekoms te verander nie. Maar verwagting is om met volharding jou hoop op God te plaas met die vertroue dat God getrou is aan sy woord. Dat God sal doen wat hy beloof het. En daarom berus ons verwagting nie op wat ons sien en beleef rondom ons nie, maar ons verwagting berus op wie God is. Op wie God is. So, tweede plek. Hoe lank nog, Here? As jy gehoor het wat ek sê oor die volharding, dan is dit gewoonlik waar die probleem lê. Want hoe lank moet 'n mens met verwagting hoop op 'n positiewe uitkoms van God se kant, voordat jy ergens langs die pad mismoedig word? Voordat jy ergens langs die pad dalk voel, is dit nog die moeite werd, dat ek liewer handdoek ingooi. Voordat jy heeltemal plat geslaan is deur die omstandighede, hoe lank moet jy bly hoop? Hoe lank moet jy hierdie verwagting koester dat God dinge gaan verander wanneer dit jou lyk en voel asof God jou in die steek gelaat het? En kyk, die Bybel is mos vol van daardie voorbeelde. Dink nou aan Noag, nee. Die opwinding, bou die ark, hier kom al die diere, twee, hier gaan ons in, deurtjies word gesluit, hier kom die reën. 40 dae en 40 nagte, en ons kan eers 5 dae se reën hier in Suid-Afrika oorleef nie. 40 dae en 40 nagte reën dit. En dan hou die reën op. En nou, halleluja, die reën het opgehou. Maar wanneer Noag daar by die venstertjie uitloer, dan is dit net water. En hy moet vir 120
450 dae wag vir die water om te sak. En wanneer die water sak, moet hy nog 40 dae wag voor hy 'n kraai uitstuur, om te kyk of daar ergens boomtoppe is waar die kraai gaan sit. En daarna nog 7 dae wag voor hy 'n duif uitstuur, en dan nog weer 7 dae wag voor hy weer 'n duif uitstuur. En ek dink in daardie stadium was Noag al so oor water, dat hy, Here, hoe lang gaan dit nog wag voordat ek uit hierdie ark kan kom? Here, ryk hierdie ark al. Hoe lank nog? En dan onthou jy van Josef, sy broers het hom gekoop, hy land op die ouend daar by Potifar, sy vrou laat sorg dat hy Josef in die tronk kom, en daar in die tronk is die bakker en die skinker wat sy drome uitlê, en die skinker wat teruggaan in diens van die farao, soos wat Josef die droom uitgelê, en hy sê vir die skinker, wanneer jy daar by die farao kom, onthou my asseblief, sê vir die farao van my. En ek dink Josef het volgende dag gewag, gaan die deur oopgaan en gaan die wagter my uitvat. 3 dae later, 'n week later, 'n maand later, 'n jaar later, 3 jaar later. En hy bly wag. En eers 3 jaar later, onthou die skinker van Josef in die tronk, wanneer farao 'n droom kry oor die vet en maarbeeste. Hoe lank moes hy wag met verwagting? Dink aan Abraham en Sarah, wat so graag 'n kind wil hê, 'n nageslag wil hê, en almal rondom hulle te kinders behalwe hulle. En ek dink hulle het gesmeek en gebid, soos wat Hanna ook vir Samuel van die Here afgebid het, en niks gebeur nie. En Sarah word ouer, sy's 30, sy word 40, sy word 50, sy word 60. Tyd vir kinders is totally verby. Sy word 70, sy word 80, sy word 90. Wie dink ooit op hierdie stadium aan kinders? En dan verskyn die engel van die Here en sê vir Sarah en vir Abraham en Sarah, volgende jaar hierdie tyd kom ek terug en Sarah gaan 'n kind hê. En Sarah lag haarself in 'n stuiptrekking in op hierdie ouderdom. Ek het so lank gewag. Ek het moed opgegee. Niks gaan ooit meer gebeur nie. Ek het handdoek ingegooi. En dan word Isak gebore. Ons ken hierdie soort van verwagting dat die Here tog moet ingryp en 'n positiewe uitkoms gee wanneer ons met ons nood aan toe gaan. Hy is immers die Almagtige. En dan bid ons en sê, Here, moet asseblief nie wag tot môre of oormôre of 'n jaar of 10 jaar nie. Here, so gou as moontlik. Here, my tyd loop uit, asseblief, maak gou. Ons ken dit nie, daardie gevoel wanneer jy langs die siekbed van 'n geliefde staan. En dit lyk asof dinge net agteruit gaan en jy smeek en jy vra en jy bid en sê, Here, U kan mos sien dinge gaan in 'n verkeerde rigting, asseblief nou. Of wanneer jy in 'n finansiële situasie verkeer wat jou omstandighede maak dat jy wonder oor die dag van môre, dat jy sê, Here, hoe lank nog moet ek vra en bid voordat U uitkoms gaan gee? Of wanneer die een saam met jou omvou oor kinders wat jou vergeet het en weggestoot het, dan vra jy, Here, hoe lank moet ek bid? En dan kom ons na God toe en ons herinner hom aan Jeremia 29 vers 11, wat hy gesê het, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie, ek wil vir julle toekoms gee, verwagting. Here, wanneer? Want kyk hoe lank wag ek al. En dan bid ons. En die tyd gaan verby. En ons bid en wag. En bid en wag. En bid en wag. Totdat hierdie verwagting ergens langs die pad begin vervaag. En ons selfs moed opgee. En ons ophou bid.
Ons verstaan so goed wat Dawid gevoel het toe hy die Psalms geskryf het. Dawid skryf in Psalm 6 vers 4, hy sê, ek is heeltemal gedaan. Hoe lang nog, Here, voordat U uitkoms gee? Here, ek is aan die einde van my kragte. Psalm 13 vers 2 tot 3. Hoe lang gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lang gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lang moet ek nog met my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lang, Here? En hoeveel keer het ons nie al dalk dieselfde vraag vir die Here gevra, Here, hoe lank? Ja, dat ons self vir God begin kwaadlik neem het, omdat hy nie doen wat ons vra nie, dat 'n mens eintlik begin wonder, het God ons nie van ons vergeet nie, want dit lyk en voel vir ons as God vir ons in die steek laat. En dan kom Paulus en hy skryf in Efesiërs 3 vers 20 dat God magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Wat het daarvan geword? So laat ek net weer vir julle herhaal wat ek in die begin vir julle gesê het. Verwagting beteken dat ons dat verwagting gaan nie net oor die feit dat ons wag nie. Ons weet wat dit beteken. Maar dit gaan ook oor hoe ons wag en waarop ons wag. So, die derde punt. God se krag aan die werk in ons. Hoor nou net eers wat sê Paulus hier so in Efesiërs 3 vanaf vers 16. Hy sê, ek bid dat God deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat op verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. Jy weet, wanneer Paulus hierdie gedeelte skryf, dan sit hy self in die tronk, gevangene, onskuldig. En om daai tyd in die tronk te wees, was veel erger as om vandag in die tronk te wees, hoe erg dit ook al is, nee. Maar binne daardie konteks van, die lewe rondom is nie maklik nie. Die situasie waar hy hom bevind, dit lyk nie of hy enige lig in die tonnel is nie. In daardie situasie bid hy dat ons as gelowiges deur die krag van God se gees innerlik sterk sal word. Of soos die boodskapvertaling sê, deur sy gees vir julle die krag sal gee wat julle nodig het om geestelik julle man te kan staan. Hy sê, mag God deur sy gees vir julle die krag gee om innerlik sterk te wees. Hy bid dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en ons lewens sal volmaak van God se teenwoordigheid. Dat ons volkome vol sal wees van God. Dat God se liefde vir ons die rots, die fondasie van ons geloof sal wees en dat God se krag in ons as gelowiges sal werk. Want God is so magtig en sterk, juis met daardie krag werk hy ook in ons. Vers 16 tot 20. So hierdie, meer as wat ons kan dink of droom, verwys dus na geestelike diepte. Dit verwys na geestelike groei en die volheid van Christus wat in ons woon. Dit gaan nie noodwendig om ons uiterlike omstandighede en ons situasie wat God moet verander en wat God ook doen. Dit gaan nie primêr daaroor nie. Dit gaan oor die hoe van ons verwagting, hoe ons op God wag. En daarom sê Paulus spesifiek, deur sy krag wat in ons werk. God se grootste wonderwerke vind nie altyd rondom ons plaas in ons situasie en omstandighede wat verander nie. God se grootste wonderwerke vind die meeste van die tyd binne in ons plaas. Dit wat God binne in ons verander.
Want God verander nie altyd die situasie, maar hy verander ons as mens binne-in die situasie. Hy gee vir ons in die tye wat ons nodig het, meer geloof, meer volharding, meer liefde, meer hoop, sodat ons al hoe meer en meer die beeld van Christus sal uitstraal, sodat ons al meer en meer vol sal word van Jesus, dat ons al meer en meer die volheid van Christus in ons lewens sal ervaar. Ek weet daar kom tye wat dit nie so lyk en voel nie. Dat 'n mens dalk so onseker langs 'n siekbed staan. En jy's bang. Jy's bang oor die onsekerheid en die effek van en die gevolge daarvan en oor die toekoms. En dan kom die Here en hy sê, ek gaan vir jou meer gee as wat jy dink of kan voorbid. Ek gaan vir jou meer geloof gee. Meer geloof gee om te midde van hierdie omstandighede nie vas te kyk teen hierdie bed nie, maar te kyk na God wat langs hierdie bed staan. Ek gaan vir jou meer gee, meer geloof gee. Of wanneer jy so eensaam voel, en jy voel verwerp, en jy voel stikkend, en jy voel nutteloos, en jy wonder of die lewe ook ooit nog sin maak, dan kom God en sê, ek gaan vir jou meer gee, as wat jy kan dink of voorbid. Ek gaan vir jou genesing gee wat jy nie gedink het moontlik is nie. Ek gaan stukkie vir stukkie jou lewe weer aan mekaar sit, terwyl jy voel jy lê in skerwe en niks of niemand sal jou ooit weer kan aan mekaar sit nie, gaan ek hierdie wonder in jou lewe laat gebeur, om jou weer mense maak, volledig mense maak, waar jy weer eens die vreugde van die Here sal kan beleef, al dink jy op daardie stadium, jy sal nooit weer kan glimlag nie. Ek gaan vir jou meer gee, as wat jy dink moontlik is. As jy ergens so moedeloos is, net wil opgee in die lewe en sê, ek kan nie meer nie, gaan handdoek ingooi. Dan sê God, weet jy wat? Jy voel so moeg en moedeloos. Ja, selfs jong mense word moeg en moedeloos in die vleur van hulle kragte, maar ek gaan vir jou meer gee as wat jy gedink het moontlik is. Ek gaan vir jou my krag gee, sê God. Wanneer jy so platgeslaan is, gaan my krag in jou tevoorskyn kom en jy gaan dink, Here, dis nie moontlik nie, want jy kan sien hoe plat is ek teen die grond, jy sien dat ek net wil handdoek ingooi. Die Here sê, ek gaan hierdie wonder in jou lewe laat gebeur, vir jou meer gee, as wat jy verwag. Ek gaan vir jou my krag gee, sê God. En wanneer 'n mens in situasies is wat jy mense liewer met die vuis wil bydam en hulle wil verwens en vermorsel, dan sê God, weet jy wat, ek gaan vir jou iets meer in jou lewe doen as wat jy kan bid of kan oordroom. Ek gaan vir jou my liefde vir hierdie persoon gee. Ek gaan jou my vergifnis in jou lewe laat realiseer. Meer as wat jy gedink het moontlik is, want telke male wat jy vasloop in hierdie persoon, dan wel die woede in jou op, maar God sê, weet jy wat, ek gaan hierdie wonder in jou lewe laat gebeur, vir jou meer gee as wat jy verwag moontlik is. Want hy werk met sy krag in ons lewens. So wanneer Paulus sê dat God meer doen as wat ons dink of droom, bedoel hy God se genade en sy krag en die werk wat Christus in ons lewens doen, oortref ons verwagtinge. Dit oortref ons gebede, oor selfs oor dit wat ons dink moontlik is. God se werk oortref dit alles. God kom en hy sê vir ons einde vanoggend, weet jy wat? Jy is tot baie meer in staat as wat jy ooit kon dink of droom deur Christus wat jou krag gee. Jy is tot baie meer in staat as wat jy kan dink of droom deur Christus wat vir jou krag gee. En daarom berus ons verwagting nie op wat ons sien en beleef, hoe positief of negatief dit ook al is nie, maar ons verwagting berus op die feit oor wie God is.
God is getrou. Wat hy beloof sal hy doen op sy tyd en op sy manier. Dis waaraan ons vashou, dat God sal doen wat hy beloof op sy tyd en op sy manier. Ons weet, dit is so. Ons weet, dit is waar, omdat ons weet dat God ons tot die dood toe lief het. En God se liefde vir ons is die fondasie van ons geloof. Dis die fondasie wat maak dat ons aan God bly vashou en vertrou, al lyk die omstandighede rondom ons asof alles vergaan. Omdat ek weet wie God is. Daarom sê Paulus in Romeine 8, die bekende gedeelte wat ons al so baie gehoor en gelees het, wat kan ons nou skei van Christus se liefde vir ons? Swaar kry, probleme, vervolging, hongerpyne, 'n tekort aan klere, gevare of dalk geweld? Nie een van hierdie dinge nie. Nie eens die grootste probleme wat daar in die Bybel van gepraat word, sal ons ooit van Christus skei nie. En al gebeur hierdie verskriklike dinge met ons, is ons nogtans oorwinnaars. Ons deel in Christus se reuse oorwinning, omdat hy ons baie liefhet. En daarom is ek heeltemal seker dat niks wat met ons gebeur, ons ooit van God se liefde kan skei nie. Wat God in my doen, is groter as wat God vir my doen. Wat God in my doen, is groter as wat God vir my doen. Hy doen meer vir my as wat ek kan dink of voorbid. Want God is stadig maar seker om ons karakter te vorm. Hy is stadig maar seker besig om ons wese te vorm, om aan ons te werk en te skaaf, sodat ons meer soos Jesus kan wees. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 vers 8 en hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Hy sê, dis waarmee God met jou besig is, om hierdie dinge wat meer as wat ons kan verwag, of kan dink, of kan droom, of kan bid. Hy is besig om dit in ons lewens te laat gebeur, sodat ons al hoe meer sal uitstraal die heerlikheid van God. En hoor wat sê Johannes, in Johannes 3 vers 2. Hy sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Wow! Wanneer Jesus kom, sal ons soos hy wees. Want God het die goeie werk wat hy ons begin het, nie ergens links die pad opgegee nie. Filippense 1 vers 6 sê, God sal die goeie werk wat ons begin het, hy sal dit voltooi tot op die dag dat Jesus weer kom. Ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. En dis waarmee God met my en jou besig is. Meer as wat ons kan dink of kan bid, en wonderwerk in ons lewens laat plaasvind, om al hoe meer en meer soos Jesus te wees. En daarom bly en is God my verwagting. Daarom vertrou ek vir hom. Ek vertrou vir God vir my lewe. Ek vertrou vir God vir my omstandighede en vir my toekoms. Ek vertrou hom vir wie en wat hy is, die almagtige, wat my tot die dood toe lief het, en wat vir my alles ten goeie laat meewerk op die regte tyd, soos hy wil. En daarom bly ek bid. En daarom bly ek met verwagting kyk na God, omdat ek weet wie en wat hy is. En al lyk dit, voel dit of my omstandighede nie gaan verander nie, ek weet net dat God al hoe meer en meer my volmaak met sy teenwoordigheid, wat Kolossense 1 vers 27 sê. Christus
is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Wat God in my doen, is groter as wat God vir my doen. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.